Goeiedag aan julle wonderlike mense. Dis weer vir my en myne 'n baie groot voorreg om vandag weer tyd saam met julle te spandeer, al julle kinders, ouers en onderwysers, en met julle te gesels oor kinders met karakter het identiteit. Ons het die vorige keer al 'n bietjie gesels oor dissipline en ek wil vandag 'n bietjie weer daaroor uitbrei. Maar ek wonder of jy nog kan onthou wat ons laas keer gesê het. Freddie weet dat dissipline en gehoorsaamheid aan God en die leiers wat hy oor ons aangestel het, is baie belangrik. Ons het ook gesels oor Jona, wat ongehoorsaam was, en toe hy in die groot vis opgeëindig het, was God hom net genadig dat hy vandag nog leef. So dis baie belangrik, dat ons gehoorsaam is aan God, en dat ons dissipline het. Freddie het lekker groot ore, sodat hy mooi kan hoor wat sy ma en sy pa, sy onderwysers vir hom sê, en dan dat hy dit dadelik kan doen, wat hulle gevra het hy moet doen. So gehoorsaamheid sal lyk aan dissipline. Nou dissipline maak nie seer nie, dissipline help ons. En dissipline begin by selfdissipline. Dit beteken dat jy weet wat die regte ding is om te doen, en dis moet jy stop en dink en die regte ding doen. Ons het al gepraat oor selfbeheersing, en met selfbeheersing sê jy baie duidelik, ons moet stop en dink en dan kies, want daar's twee verskillende goeders. Daar's 'n mooi gedrag in ons lewens, of daar is lelike gedrag in ons lewens. Wanneer ons 'n mooi gedrag het, is daar goeie gevolge. Wanneer ons lelike gedrag het, dan is daar slegte gevolge. Hoor 'n bietjie wat sê die Bybel. Wat moet ons doen? Romeine 12 vers 2. Lees gou saam met my. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Wat beteken dit alles? Die vers sê dat ons nie moet wees soos die wêreld sê ons moet wees nie. Nou hoe is die wêreld? Het julle al gesien wat alles op die nuus aangaan op sosiale media en op YouTube? Klomp hartseer en stikkende dinge. Die Bybel sê ons moet nie so wees nie. Die Bybel sê ons moet toelaat dat God ons verander, deur ons denke, ons gedagtes nuut te maak. Hoe maak hy ons gedagtes nuut dan? Hy kom sit sy liefde en die waardes wat ons leer in ons gedagtes, dat ons almal rondom ons liefhet en behandel soos wat Jesus dit gedoen het, toe hy hier op aarde was. En as ons gedagtes gevul is met sy liefde en waardes, beteken dit dat ons in alles wat ons doen, eers sal stop, dink en die regte ding kies om te doen. Die Bybel sê in Romeine 12 vers 2, as ons hom toelaat om ons te kom verander deur sy liefde, dan sal ons weet wat sy wil vir ons lewens is. Ons sal weet wat hy wil hê ons moet doen, en dan sal alles wat ons doen vir God goed en reg wees. Ons moet oefen en oefen en oefen. Daar is dinge wat ons onsself moet leer om reg te doen, en dit gaan nie altyd maklik wees om dit te doen nie. Ons gaan dit net reg kry as ons brein oefen en nog meer oefen. Daar is 'n paar dinge wat die Bybel sê wat ons kan doen. Ons moet net vir God aanbid. Moenie vloek nie. Eer die Sabbatdag. Vergewe mekaar. Wees nederig. Moenie skinder nie. En praat met God elke dag. Nou al hierdie dinge moet ons elke dag oefen, en ook om te stop, dink en die regte ding te kies om te doen en te sê. Dit gaan selfdissipline vat, en jy gaan moet oefen om dit te doen. Wat wonderlik is, hoe meer jy dit doen en dit reg kry, hoe makliker gaan dit vir jou word om te doen. So onthou, dissipline maak nie seer nie. Dissipline is gehoorsaamheid. Is gehoorsaamheid aan God, en ook gehoorsaamheid aan die leiers wat God oor ons aangestel het. Maar baie belangrik dat jy gehoorsaam is aan jouself, want dit is waaroor ons vandag gepraat het, oor selfdissipline. Nou my liewe maats, om selfdissipline te hê is nie baie maklik nie. Kinders met karakter wat dissipline het, bid saam, en hulle vra vir God dat hy ons sal help om die dinge op die regte manier te doen, om te stop te dink en die regte dinge te doen en te sê. Kom ons bid saam, dan vra ons om ons te help. Dankie Jesus, dat u aarde toe gekom het, om vir my te kom wys hoe ek moet lewe. Help my om elke dag te kies, om u wil te doen in alles, en om nie te word soos die sondige wêreld nie. Help my dat my gedagtes sal vernuwe. Kom vernuwe my gedagtes elke dag. Dankie dat u my help hiermee, deur u Heilige Gees. Ons loof u naam daarvoor, in Jesus se naam. Amen. My liewe vriende en maats, dit is wonderlik vir my en Freddie om vandag 'n bietjie weer met jou te gesels oor dissipline, en spesifiek ook oor selfdissipline. Onthou dat jy elke dag jou gedagtes moet vernuwe, en elke dag jou gedagtes vir God gee, en vir Jesus te sê, Here, kom vernuwe my gedagtes asseblief, dat ek sal stop en dink en kies om die regte ding te doen.
Ek is opgewonde om volgende keer weer saam met jou te kuier. Tot 'n volgende keer. Totsiens.